Hartlike goeiemôre, good morning aan jou. Nou ja, ons het almal soms so 'n klein verskoningkie om nie by 'n oefensessie uit te kom nie, maar verpleegster en driekamp-atleet Jean-Marie Swanepoel het nooit verskonings nie. Ons gesels vanoggend met haar oor hoe sy alles doen daar uit Bloemfontein uit die Rosestad uit. Goeiemôre Jean-Marie, lekker om jou saam met ons te hê. 'n Voltydse verpleegster en iemand wat uiteindelik na die wêreldkampioenskappe toe gaan in die driekamp. Hoe balanseer jy dit alles uit? Man, daai is 'n vraag wat ek elke oggend vir myself vra. En man, ek staan so 3:25 op in die oggend en dan besluit ek, hier's 'n stemmetjie in my kop wat sê, hoor hierso, moet ek of moet ek nie en hoekom doen ek hierdie aan myself? Maar dan besluit ek luister nie na die stemmetjie nie. Ek luister na my innerlike dissipline en ek staan op en ek gaan doen die oefensessie. En om albei te balanseer is nogal 'n moeilike ding in 'n mens se lewe want verpleegkunde verg baie van 'n mens self en die sport verg ook baie van 'n mens self. So om die twee te balans is eintlik, ek sal sê, dit vat baie dissipline en deursettingsvermoë om die twee te kan balanseer. En om die twee te kan balanseer, moet 'n mens 'n balans in jou lewe hê. Jy moet 'n bietjie van die en 'n bietjie van die. So ja, dis maar 'n balans wat 'n mens in jou lewe moet hê om al twee te kan doen en goed te doen. Dit klink vir my regtig of jy hier praat oor net een ding en dis eintlik dissipline, nie waar nie? Ja, definitief. Waar kry mens daai innerlike dissipline van? Want sommige mense kan dit baie goed doen, soos jy, en ander laat hom so nou en dan glip en ander mense het hom glad nie. Wat is die verskil? Weet jy, daai innerlike dissipline dink ek kom van kleins af. Kyk, hulle sê mos altyd jou ouers is die produk wat jy eendag raak as jy groot is. En ek dink my ma en my pa het my geleer met van, hoorie, as jy iets goeds doen, as jy iets doen dit goed. Want my ma het my tot geleer, as jy vee, moet jy goed vee. Jy moet terugkyk en jy moet trots wees op wat jy gedoen het nou. So, ek dink as ek terugkyk na elke oefensessie, na my loopbaan, voel ek goed oor wat ek bereik en ek probeer dit so goed as moontlik te doen. Ek probeer niks half te doen nie, verstaan? So, ek het ook daai in my van, as ek iets doen, wil ek goed doen. Ek wil dit nie halfpad doen nie. So dit is, ek sal sê dit is 'n goeie eienskap en dit kan 'n slegte eienskap raak, want partykeer is 'n mens hard op jouself. En soos verpleging, ek sê altyd, ek gebruik die voorbeeld van jy 2 koppies, né? So as jy 'n verpleegkundige is, moet jy baie simpatiek en empatiek wees. En dit verg baie uit jou koppie uit. So partykeer, hierdie koppietjie van jou raak half. Maar met die oefening, dan gooi ek bietjie weer van daai koppietjie terug in die ander koppietjie. En dan raak hy koppietjie vol en dan kan ek weer teruggee na my gemeenskap en na my pasiënt en na die liefde en al daai dinge. So, om die twee te balanseer, dink ek, die oefening maak daai koppietjie weer vol. Verstaan? Dis 'n pragtige manier om daarna te kyk, ek moet sê. Jean-Marie, jy's nou genomineer vir die G-Sport Multisport erkenning, die toekenning wat miskien vir jou wag. En hoe dit jou denkwyse oor dit wat jy doen verander? Sjoe, dit is die eerste keer wat ek oefen al 17 jaar. Ek moet sê, ek kom 'n baie lang pad. Ek oefen 17 jaar en een persoon het my raak gesien en my genomineer en ek voel verskriklik geëerd en bevoorreg om hierdie nominasie met albei hande vas te gryp. Ek moet sê, dis 'n geleentheid wat oor my pad gekom het, wat ek nooit gedink het, hierdie sal oor my pad kom nie. Ek moet sê, ek voel rarig, ek voel gebless en geëer om so 'n nominasie oor my pad te kry. Ek meen 'n voltydse werk met die oefening, en my oefening is nie net een dissipline nie, dit
dit verg 3 dissiplines. Dit is hardloop, fietsry en swem. En in daai week moet jy tyd maak vir alles. So ek dink om alles in te pas en genomineer te wees en ja, ek gryp dit met al 2 hande. Ek voel regtig geëerd en gebless en ek dink is genade van bo. En ek wil net sê om so 'n nominasie te kry ek beloof dit is vir my wat 'n amateur is, wat nie eens 'n professionele atleet is nie, dit is vir my regtig genade van bo. Verduidelik net vir ons, hoe oefen jy? Heel duidelik, 3 kamp atlete het verskillende blokke. Hoe passeer dit alles in mekaar? Sjoe. My oefensessies begin al 3:30 in die oggend. Ek staan op. Ek weet, luister jy, as ek 'n 7 tot 7 skof vir oggend het ek nie tyd om 'n ander oefensessie te doen nie. So ek probeer in die oggende my hardloopsessies te doen voor werk. So ek hardloop my 10 km voor werk. Ek klok 6:30 in by die werk. Ek gaan werk my 12 ure en môreoggend doen ek presies dieselfde. So op my afdae probeer ek 2-3 sessies inkry. So dan probeer ek 'n swemsessie inpas van 2 tot 2.5 kg. Ek probeer my oggend hardloop inkry en ek probeer nog op my fiets, op die trainer, ook nog 'n uur of 'n uur en 'n half in te sit. So dit is 'n baie moeilike program om te volg en nog die verpleegkunde ook te hê, want jy moet albei regtig goed doen. Jy moet albei probeer goed doen. Jy kan nie net onthou my brood en botter is by die verpleging. Die sport is nie my brood en botter en die sport is maar net om my koppietjie vol te maak en vol te hou. Maar ja, dit is 2 verskriklike moeilike balans om te vind. En dan kry ek nou nog raas by my man ook wat ek moet recover. So ek moet recovery time ook hê. So ja, ek probeer op 'n weeklikse basis probeer ek my program so om my werk te shift. Ons het amper nie meer tyd oor nie, maar kortliks, jy berei nou voor vir die wêreldkampioenskappe in November in Abu Dhabi. Hoe gaan dit daarmee? Dit gaan baie goed. Ek berei eintlik nou eers voor vir my ESA's die 11de Julie en dan fokus ek op die wêreldkampioenskappe want 'n mens moet dit maar so in sarsies doen. 'n Mens kan nie op alles fokus op een slag nie. So ja, dit gaan eintlik baie goed. Ek moet sê, ek probeer regtig die werk insit. En met die spanmaats wat ek het, want ek het met die hardloop en die fietsry, het ek goeie ondersteuningssisteme. Ek ry met 'n ou oom fiets, oom Wally, so en hy daag met elke oefensessie op. En dan my spanmaats met die hardloop, hulle daag 3:30 in die oggende op. So ek is baie gebless as dit kom by mense wat my ondersteun. En dan sit my man en my ma hulle wat my ook baie ondersteun en my ondersteuningssisteem is net great. Jean-Marie, baie dankie vir jou tyd, waardeer dit werklik waar. Ek dink ek praat namens almal as ek sê ons is baie trots op jou. Nou ja, ons gesels net hierna met 'n merkwaardige matriekleerder. Bly ingeskakel. Wat het jy gedoen toe jy in matriek was? Kyk wat sy doen.